Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskinderboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Die hosting van die podcast word betaal deur my boekverkope, maar jy kan vir my 'n koffie koop om te betaal vir die tyd wat ek insit om hierdie podcast te skep. Gaan na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Dit kan eenmalig wees, of jy kan my weer in die toekoms borg. Jy kan ook altyd die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Gaan na payup.com/Ronel Janse van Vieren/collection/Fairies and Folklore podcast audiobooks om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van watervee. Vandag se vee, waterperd. Volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Kelpies is die mees kenmerkende magiese wesens uit Skotland. Hierdie waterperde kan vorm wissel in mense, onderwatermonsters en pragtige perde om mense onder water te lok, om hulle te verdrink en te eet. In menslike vorm is waterperde altyd manlik. Hulle word gewoonlik as grys of swart perde uitgebeeld, en aangesien hulle nie heeltemal uit die water kan ontsnap nie, is hul sterte en maanhare altyd druipnat. Waterperde bewoon mere, strome en poele, veral Loch Ness. Ja, die Loch Ness monster is 'n waterperd. In sommige gevalle sal die waterperd alles behalwe die ingewande van hul slagoffers verslind en dit by die waterkant laat vir ander om te vind. Dit kan sy rug strek om baie na die waterige dieptes van sy huis te dra voordat dit hulle eet. Dit het 'n taai towervel, so as jy eers aan die aanloklike wese raak, sit jy vas, soos getoon in 'n algemene Skotse volksverhaal. Die waterperd lok 9 kinders op sy rug, jaag agter die 10de wat oor sy neus streel, voor hy sy vinger afsny wat vassit om te ontsnap, terwyl die ander deur die waterperd in die water gesleep word. En nou vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, waterperd. Waterperde gebruik die verbinding wat hulle het met die water waarin hulle woon, om alles uit te vind wat in die wêreld om hulle aangaan. Waterperde kan in enige meer, rivier of stroompie leef. Selfs 'n troebel poeltjie sal deeg as daar genoeg betowering is om die waterperd aan te vuur. Deel van hul toorkrag is om hulself onweerstaanbaar te maak. Mense en vee wil aan hulle raak, ongeag die koste. Mis omringe waterperd soos dit van vorm verander. Hulle het die mag om hul voorkoms na goeddinke te verander. Waterperde verkies die vorm van 'n perd wanneer hulle op land is. Alhoewel hulle kan verander in dennematers, wesels, bokke ensovoorts. Hulle kan selfs 'n menslike vorm aanneem. Waterperde sal enige mens of vee eet wat hy wil. Hulle hou veral daarvan om met hul prooi te speel. Daar is egter 'n paar wat daarby hou om vis te eet. Waterperde verskyn net buite die water wanneer hulle ontbied word, honger is, of na 'n verpligte veebyeenkoms moet gaan, soos die Saints elke 7 jaar. Dit verander gewoonlik van 'n onderwatermonster na iets aanlokliks, soos 'n perd, voordat mense of vee verlei om daaraan te raak, op watter punt sy vel klewerig sal word, en dit sal sy prooi afneem na 'n watergraf, en die waterperd sal middagete nuttig. Alhoewel daar gesê word dat slegs die lewer of ingewande oorbly van 'n waterperd se maaltyd, wat op die oppervlak sal dryf,
is dit net die persoonlike voorkeur van sommige. Nie alle waterperde het dieselfde smaak en kos nie, net soos almal. Waterperde het mag oor die water waarin hulle woon. Hulle kan veroorsaak dat vloede, agtervolgers of slagoffers verhinder of verdrink. Hulle het 'n vreemde sin vir humor, byvoorbeeld lag wanneer iemand byna in 'n moeras sterf. Waterperde is goed in 'n geveg. Hulle verander in water sodra 'n opponent probeer om die lewe uit hulle te slaan, vloek of suig. Waterperde doen wat hulle wil, wat 'n gril hulle ook al vat. Selfs die Kwansy slegtes wat aan mense en vee smil, kan 'n betroubare bondgenoot wees. Net soos die sogenaamde goeie waterperde wat net vis eet, jou grootste vyand kan wees. Waterperde is altyd druipnat. Sodra hulle begin uitdroog, moet hulle terugkeer na die water of die risiko loop om te sterf as gevolg van dehydrasie. Hoe om waterperde te ontbied? 'n Rympie, as jy die regte een ken, sal die waterperd uit die diepte roep. 'n Viekiehond kan een oproep deur bloot te blaf. 'n Bloedoffer, 'n bietjie bloed op 'n blaar wat op die water geplaas is, saam met die roeping, waterperd, ek ontbied jou, sal die waterperd na jou toe roep. Pas op egter, die waterperd sal meer eis, afhangend van wat jy daarvan wil hê. Soos alle wispelturige vee hang dit af van die individuele waterperd af, of dit vriend of vyand sal wees. As 'n klein bonusie, kom ons kyk na die vertaling van waterperd na Engels. Kelpie. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het, en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom jy na my webtuiste ronaldemistmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!